Ons praat vandag oor die verhaal van koningin Ester. Nou die meeste mense dink die boek Ester is 'n mooi storie oor 'n dapper jong meisie, maar daar is soveel meer in hierdie verhaal, want alhoewel die naam van God nie in die boek genoem word nie, kry ons hier een van die mees ingrypendste gebeurtenisse in die hele skrif. Toe die gebeure van Ester plaasgevind het, was die tweede tempel reeds in Jerusalem. 'n Oorblyfsel het teruggekeer. Die altaar was herstel, die poorte van Sion was oop, en tog het baie Jode gekies om in Persië te bly. Hulle het na Sion gekyk, maar na Babylon gekyk en Babel gekies. Dit sou heeltemal regverdig gewees het vir die Here om te sê, julle het vir Babel gekies, bly daar. Maar ons vind hier een van die ingrypendste gebeure in die hele skrif. Dit begin met die naam Ester, en haar naam kan beteken, ek sal myself verberg. In die naam van die Here in hierdie teks lees ons nie. Tog word elke enkele gebeurtenis in die verhaal, elke tydsberekening, deur hom beheer. Hy wat onsigbaar is, maar teenwoordig is. Dit bemoedig ons, want selfs wanneer dit lyk asof sy naam afwesig is, selfs al kan jy nie hom opmerk nie, is hy steeds daar. Die woord Lot word dikwels gebruik in hierdie boek, en die naam Purim kom van die woord wat Lot beteken. Daardie ding dat die Here afwesig lyk, maar Lot beteken dat hy in beheer is. En daarom, sê Spreuke 16 vers 33, die lot word gewerp, maar die beslissing daarvan kom van die Here. Die fees Purim is vernoem na die wapen wat die vyand gebruik het, die lot. Tog was daardie wapen nooit onder Haman se beheer nie. Hy het gedink hy werp die lot, maar God het dit teen hom in die oordeel gebruik. Dit is hoekom Spreuke 27 vers 1 waarsku, moenie oor môre spog nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Haman het môre gekies. Hy het vernietiging aangekondig met die vertroue van 'n man wat geglo het dat hy in beheer is. Maar hy het nie geweet wat daardie dag sou bring nie, want daardie dag het aan die Here behoort. Hoor mooi, die vyand gee die wapen 'n naam. Die Here besluit wat daarvan gaan kom. Haman word genoem die Agagiet. Agag was die koning van Amalek. En die Bybel is baie duidelik oor hierdie vyand. Ons lees in Deuteronomium 25 vers 17 tot 18. Onthou wat Amalek aan jou gedoen het, hoe hy jou agterhoede aangeval het. Amalek val nie die voorste linies aan nie. Die Jode wat die geleentheid gehad het om na Sion toe terug te keer, maar eerder hulle eie gemak gekies het, was die agterhoede van die verbondsgeskiedenis. Haman se bevel het totale vernietiging vereis, maar toe die bevel aangekondig is, het Mordegai sy klere geskeur, homself met sak en as bedek. Ester het 'n vasdag uitgeroep oor die hele Joodse gemeenskap. Vir 3 dae, geen kos, geen water nie, totale verootmoediging voor die aangesig van die Here. En eers toe stap Ester ongenooid in die troonkamer van die magtigste man op aarde in. En sy waag dit met die woorde, as ek omkom, moet ek omkom. Maar die Here se genade was daar. Maar dit het hulle op hulle knieë ontmoet. Purim is presies 1 maand voor Pasga. Verlossing van die nasie in ballingskap kom dus eerste. Dan word die lam geslag. Dis eers bewaring, dan verlossing. En die vraag is, waar pas jy in hierdie prentjie in? Is jy ook soos van die Jode gemaak het wat gehoop het dat Amalek hulle nie sal raak sien nie? Onthou, die vyand werp die lot, maar die Here besluit wat daarvan gaan kom. Dit is so, môre het aan hom behoort. Sy naam is in elke teks versteek. Sy hand het elke bladsy geskryf. Selfs nou lyk dit vir ons of hy stil en afwesig is. Maar onthou, die lot is in sy hand. Kom ons bid saam. Here, dit bring vir ons groot gerusheid om te weet, U is in beheer. U koninkryk sal kom. U wil sal geskied. U gee vir ons die genade om te buig voor U en saam daaraan te werk. Amen.